Vrede. Wat 'n mooi woordjie, die woordjie vrede. Wat is vrede vir jou? Wat is vrede vir jou? Dis my vraag wat ek graag vandag vir jou wil vra. Lewe ons nie in 'n tyd waar ons so dikwels hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Jesus sê in die laaste dae, daar sal baie oorloë wees. Daar sal gerugte van oorloë wees. Maar Jesus kom en hy gee 'n totaal nuwe betekenis aan die begrip vrede. In Romeine 5 vers 1 is die volgende woorde opgeteken en ek lees graag vir jou uit die boodskap vertaling uit. Die opskrif is ook vrede. Omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons. Vers 2, en dit alles is aan ons Here Jesus Christus te danke. Deur ons geloof het hy gesorg dat ons nou in 'n splinternuwe verhouding met God staan. Die ou vertaling gebruik die woord hier vir hierdie nuwe posisie wat ons nou het met God. Daar word na verwys as geregtigheid, omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ek en jy het net werklik vrede met God, by God, wanneer ons Jesus Christus aanneem. Die ou vertaling maak gebruik van die woord geregtigheid. Met ander woorde, wat die ou vertaling hier sê, hierdie geregtigheid ons in 'n posisie bring van vrede met God. Wat word bedoel hiermee? Die woord geregtigheid kan ons vertaal met die Engelse woord wat sê right standing. Geregtigheid beteken ek het die regte posisie ingeneem. Geregtigheid beteken daar kom vrede tussen my en God deur Jesus Christus. En die term wat ons daarvoor gebruik is die term regverdigmaking of in Engels justification. Regverdig, ek word reg gemaak. Ek kom in die regte verhouding met God. Die skrif leer ons dat hierdie verhouding wat ek nou verkry deur Jesus Christus, maak van my 'n nuwe skepsel. Dis 'n nuwe posisie wat ek inkom, want dit het nie bestaan voor my wedergeboorte nie. My wedergeboorte plaas my in die posisie, die regte posisie met God, want Jesus Christus het daardie posisie vir my verkry. Maar ek wil julle graag wys op 'n belangrike verskil hier in die term wat Paulus gebruik hier. Die Griekse grondteks van hierdie term het twee betekenisse. Aan die een kant beteken dit dat dit 'n eenmalige proses is. My wedergeboorte bring my by 'n punt van reg wees met God. Wedergeboorte bring my by die punt, by 'n aansluiting, by een keer in my lewe wat ek geregverdig is voor God. Maar daai Griekse grondteks het ook 'n tweede betekenis. En Paulus gebruik dit veral, byvoorbeeld in Romeine 3. Romeine 3 vers 24 word daar ook melding gemaak van hierdie reg wees, regverdigmaking, justification voor God. Uit die ou vertaling lees ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, soos vers 23. Vers 24 van Romeine 3, en hulle word deur sy genade onder sy verdienste geregverdig deur die verlossing in Christus Jesus. Daardie regverdig het 'n ander betekenis as die regverdig in Romeine 5 vers 1. Die Griekse grondteks wat ons na kyk vandag wanneer ons sê ons is geregverdig, we are declared justified, is die werkwoord dikaino. Dikaino. To deem to be right. To show to be right or righteous. Dis die betekenis daarvan. To be declared to be righteous. So in Romeine 3 vers
24, word die Griekse grondteks vir die begrip om reg te staan of geregverdig te word dit geskryf in wat ons sê continuous present tense. Met ander woorde, dit is 'n aktiwiteit wat nou plaasvind en voortdurend plaasvind. Aktiwiteit wat nou gebeur, maar ook in die toekoms weer gebeur. Wat leer dit ons? Dit leer ons dat ons aan die een kant by wedergeboorte onmiddellik in 'n posisie geplaas word waar ons reg is met God. Maar dis die plek waar God nou in my lewe met my begin werk en waar die Heilige Gees in my kom woon en my begin deur die proses van heiligmaking meer en meer maak en neem na wat ons in Efesiërs 4 leer, 'n volmaakte posisie, 'n persoon wat God in gedagte het. Met ander woorde, daar's progressie. Hier is 'n progressiewe en 'n voortdurende proses van geregverdigmaking, regmaking wat plaasvind. Jy wat tot bekering gekom het, weet dat jy nie onmiddellik jou volle lewe omgedraai het en tot gehoorsaamheid gebring het aan Jesus Christus nie. Jy het by 'n punt gekom wat jy weet, ek het God nodig, en jy het erken, en jy het by jou volle verstand besef, jy het Jesus Christus nodig om jou te red. En toe begin die Heilige Gees in jou te werk. En toe begin jy meer en meer sonde neerlê. En soos wat jy ontwikkel het, het jy jou sonde erken, en jy het jou sonde bely. En bely waar jy verkeerd gegaan het. Here, ek is jammer dat ek dit gedoen het. Here, ek is jammer dat ek dat gedoen het. Vader, vergewe my asseblief. En so het hierdie voortdurende proses in jou momentum begin kry van regmaak, regmaak, regmaak. Ek maak reg by 'n besluit en ek maak reg soos ek aankom. Ek is in die regte posisie voor God, maar daar sluip dinge in my lewe in wat my blok van God se volle werking in my lewe, maar deur belydenis maak ek reg en kom ek voortdurend weer in die regte posisie voor God. Hou vas daarin dat die Heilige Gees in jou werk. Hou vas daarin dat jy voortdurend in die regte posisie kom. Jesus het jou een keer gered en ja, jy het die gawe van die ewige lewe gekry. Maar nou lewe ek meer en meer reg, doen ek meer en meer reg, sodat ek kan vorder in my groei, vorder in my ontwikkeling tot 'n volwasse man of vrou in Christus. Sterkte daarmee, sterkte met die pad wat jy stap, saam met Jesus Christus voor God. Amen.